Maar Vader, ons kom vanoggend voor U in groot nederigheid. Dis 'n lekker oggend, lieflike oggend, bewolk hier 'n bietjie in Uniondale en Jacques sê dis warm al by hom en ek dink is maar altyd warm al by Driekus. So dankie vir 'n lieflike oggend, dankie vir 'n tyd saam met U wat ons nou kan spandeer. Dankie vir Emulate Creation. Dankie dat ons kan leer uit U en die manier wat U dinge gedoen het en hoe U wil hê ons moet kyk na dinge en hoe U wil hê ons moet U navolg en U copy om hierdie dinge te doen in ons lewe, in ons besigheid, in ons families, soos wat U dit gedoen het. U het vir ons die daadwerklike manual of life daar gestel en U kom sê nou vir ons, luister, ek wil hê julle moet hierdie manual of life volg en ek gaan vir julle ontbloot in die volgende ruk presies wat ek vir julle wil wys. En ons loof en ons prys U daarvoor in die magtige naam van Yeshua. Manne, so ek wil vanoggend met julle deel, Abba Vader het my vanoggend gelei van vroeg af om in die voorbereiding en hy het vir my gesê ek moet die 7de kaartjie trek uit die bondel uit en die 7de kaartjie is Daniël 2 vers 20 tot 23 en ek lees hom uit die Complete Jewish Bible uit want dis ons scripture for the day. In these words, blessed be the name of God, from eternity past to eternity future. For wisdom and power are His alone. He brings the changes of seasons and times. He installs and deposes kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those with discernment. He reveals deep and secret things. He knows what lies in the darkness, and light dwells with Him. I thank and praise You, God of my ancestors, for giving me wisdom and power and revealing to me what we wanted from You, for giving us the answer for the King. Nou in hierdie geval het ons nie 'n answer vir die King nie, maar ons het most definitely het ons Emulate Creation wat aan ons ontbloot word. En dis die wonderlike ding. Ons het hierdie beeld wat Vader met ons wil deel, hierdie wysheid wat hy met ons wil deel, hierdie voorbeeld wat hy daar gestel het. En hierdie voorbeeld het alles gebeur as gevolg van een ding. En ek wil dit graag vir julle wys. En ons moet hierdie nooit vergeet nie en ons het laasweek hieroor begin praat. En dit is formalization. Ek wil net ons prentjie skuif dat ons dit mooi kan sien. En dit is formalization. En ons gaan vandag bietjie in diepte kyk na formalization en wat dit beteken en wat dit behels. En Driekus, ek weet nie, maar Jacques het seker al honderde kere gehoor ek gebruik hierdie woord formalization en dit het ek gebruik enige plek waar ek besigheid doen, enige plek waar ek kom, gebruik ek altyd die woord formalization. En formalization is die formalisering of die spesifieke orde wat geskep word deur chaos, deur uit chaos uit te kom. So as ons gaan recap verlede week, ons het gesê chaos to order, darkness to light, en ons laaste ene was death to resurrection, en ons het gaan kyk na die 7 dae van die skepping, en ons het uitgekom by formalization, waarmee ons afgeëindig het. En ek wil gou vir julle ietsie lees uit 'n dokument wat Abba Vader vir my gevra het ek moet skryf. En ek weet nie of julle hom kan sien daar nie, maak net 'n thumbs up as julle manne hom kan sien. Daai dokument. Julle sien nog net my bord, nê? Yes, nog net die formalization. Okay, great. Alright, ek lees gou vir julle. The formalization of creation. Love existed from the beginning. Love was eager to fulfill his purpose as the first ever entrepreneur, recognizing the business opportunity planted in him, his passion, his dream, also known as his purpose. When he heard the signal, the anticipated mighty thunderous sound, which he was longing for like an athlete waiting for the trigger of the starter's gun. This sound projected an intense light, a light so powerful it would destroy anything in its path. It was more powerful than 1 million atom bombs combined. Love jumped to grab hold of this enormous business opportunity. He longed to fulfill his purpose as entrepreneur, stepped in trusting his talent or gift and absorbed this tremendous devastating power
breaking it down into a format admissible to life, created in all forms. His business was born. Love planned his business diligently, only releasing increments of his life-forming substance, as intended when it was spoken into existence by the great force. Hierdie is die storie van John 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. He was with God, and all things came to be through him, and without him nothing made had been. So hierdie prentjie wat ons kan sien is van Yeshua wat reg was. Want Yeshua was daar van die begin af, né? En nou was Yeshua reg, en Yeshua was eintlik die eerste entrepreneur wat ooit daar was. Die eerste entrepreneur. En ons gaan later sien deur hierdie proses wat ons volg, as ons by Johannes 15 uitkom, hoekom sê ons Yeshua is die grootste en die beste entrepreneur en die beste CEO wat daar nog ooit was. En hy het die grootste maatskappy gebou wat daar nog ooit was. Meer as 1 biljoen mense, né? So wat was en wat is en wat kom. So Yeshua het gewag vir hierdie geleentheid. Hy was daar. Hy was reg vir hierdie geleentheid. Hy was voorbereid as entrepreneur. Hy was voorbereid om te sien wanneer gaan ek my purpose vervul. Hy het geweet wat sy purpose was. Sy purpose was om hierdie groot lig wat uitgeblaas is, wat geen lewe sou kon contain nie. Hy sou alles verwoes in sy pad. Want dis die heiligheid van ons magtige God. En hy moes daar gaan waar hy daai krag en daai mag absorbeer. Amper soos as ons hier gaan kyk, net so vinnige prentjie skets. Ek kry nie regtig 'n picture nie, maar way back in 2014 het Vader vir my hierdie prentjie gewys van hierdie lig wat van oral af kom, né? En hy kom en hy word geabsorbeer hier in die driehoek. En hy gee vir my John 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, en dis hierdie Word, hierdie Yeshua, hierdie voorbereiding wat al hierdie kragtige lig wat sterker is as 'n miljoen atoombomme, wat dit vang en absorbeer. En ek dink sy dood, sy neerlegging van sy lewe spreek ook daarvan. En hy het alles gevang en hy het dit geabsorbeer en toe breek hy dit op en hy breek dit op in die 7 dae van die skepping. En daarom is alles wat vloei, everything was made through him, and without him nothing made had been. So as daar enigiets is wat in die wêreld, in ons lewe exist sonder hom, is dit of nou 'n wyl. Dit het geen waarde nie. Dis nie enige dit beteken niks in die oë van die almagtige Skepper. Mag dalk iets beteken in my en jou oë om 'n nice kar te ry en baie geld te hê of om in 'n mooi huis te bly. Dis alles dinge wat vir ons mee gebless word, né? Maar dis nie dinge wat Abba Vader aanstaan nie. Dis nie dinge wat vir hom belangrik is nie. Want alles behoort in elk geval aan hom. So, dis hoekom 1 Timothy 6 verse 6 sê, now true religion does bring great riches, but only to those who are content with what they have. Want daai riches beteken nie jou huis of jou kar of wat jy dra, jou klere. Dit beteken, daai riches beteken jy is geanker in God deur Yeshua. Nou, so 'n paar dinge wat ons gou nou kan gaan kyk in hierdie hele proses van die skepping. En die eerste ding wat ek gou wil doen, is ek wil gou hê ons moet na die woord Bereshit gaan kyk. Bereshit is die eerste woord van die skepping. En ek wil net weer vinnig verduidelik, ek het dit al op 'n video verduidelik, maar ek wil net weer op YouTube verduidelik, maar ek wil net weer vinnig verduidelik wat Abba Vader hier beklemtoon. Die Hebreë alfabet begin eintlik met die alef. Maar die alef in hierdie geval is eers die 3de letter
Want die Alef is net 'n plekhouer. Dis al wat hy is. So hy's nie 'n klank wat uitgespreek word nooit nie. Hy's of 'n A of 'n E of 'n U of 'n O of 'n oe. Dit is wat hy is. So met ander woorde, hy word nie uitgespreek nie. Hy's eintlik wat in Engels sou bekend staan as 'n silent klank. So daarom begin die woord van God, Bereshit, wat Genesis beteken. Daarom begin dit met 'n B. Want dis die eerste woord wat uitgespreek word is Bereshit. Alef is net 'n plekhouer. En hy eindig met Tav. So met ander woorde, hierdie is omvattend die hele alfabet in Hebreëus. Dis omvattend dat die woorde van Abba Vader, the words that came out of his mouth are the building blocks of creation. The words. So die woorde wat ons spreek, ek en jy, is die building blocks van ons creation, wat ons om ons skep, van ons familie. As ek elke dag vir my seun sê, yes man, kom jou hare, maak jouself netjies. Obviously as hy dit nie doen nie, moet ek dit sê. Maar as ek elke dag hom afknou of my dogter, dan gaan hulle 'n swak selfbeeld hê. Dis my werk, dis my plig, dis my verantwoordelikheid om my vrou en my kinders te laat waardig voel in die lewe, daai selfvertroue te gee wat hulle in die lewe trots in hulle skool kan instap. Maar as my vrou in 'n vertrek instap, moet sy met daai trots instap van, ek is vir my man alles, ek is die mooiste vrou wat hier is. Dit moet haar gevoel wees wanneer sy daar instap. Want dis ek en jy wat dit bewerkstellig. En dis ek en jy wat dit deur die skepping bewerkstellig. En dis ek en jy wat die voorbeeld van Vader moet volg deur te sê, ek maak soveel vertroue op my eie seun, dat ek hom gebruik het om die hele formaliseringsproses van die skepping daar te stel en te bewerkstellig. Ek het al die building blocks van die Hebreëse alfabet, het ek in my seun ingestoot. Daarom noem ek hom the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Vloei uit God uit. And everything came to be through him, and without him nothing made it be. En as ek en jy daarna gaan kyk, dan sien ons dat in ons eie lewe, dit wat deur Yeshua gevloei het, as ek teruggaan na daai prism toe, dit wat deur Yeshua gevloei het, deur hierdie Bereshit, deur in the beginning, deur Yeshua gevloei het, die huis het die krag ontvang, maar elke dag wat ons deur die tabernakel stap, ontvang ons daai bloed wat Moshi oor die volk uitgesprinkel het, ontvang ons van Yeshua 'n stukkie van sy bloed, want die woord leer ons dat die bloed is lewe, en Yeshua se bloed is lewe vir my en jou. En daai bloed ontvang ons elke dag. Elke dag wanneer ons gaan slaap, when it was evening and it was morning, wanneer dit evening is, dan berei Vader vir ons voor. Hy berei die nuwe dag vir ons voor. En wanneer ons wakker word, dan is die eerste ding wat ek en jy moet weet, Yeshua staan reg. Yeshua staan reg om sy purpose te vervul van creation. Everything was made through him, for him, and without him nothing made it be. Hy wil daai dag vir my en jou laat invloei in hom in en deur hom, sodat daai dag tot perfection is vir Abba Vader. This is the day that Yutevave has made, the day for us to rejoice and be glad in it. Dis wat hy wil hê. En hy wag vir jou en my daar, om ons porsie te ontvang van die bloed van die lewe wat ons vir die dag moet ontvang, sodat ons die resh, die tweede letter, is autoriteit. Dis 20, dis to be counted, dis om daar te wees, en wanneer ons counted is en in autoriteit beweeg as liggaam, wat die byt is, die liggaam voorstel, wat die bloed van Yeshua ontvang het, die autoriteit kry, dan word ons een met Abba Vader, Alef. Alef is een, unite, one. Dan word ons een. Ons ontvang die gees van God, sodat ons die covenant wat hy met ons gemaak het, tot volle vervulling kan bring, deur die Tav, wat die volle omvang van alles is. Die volle omvang van alles is. En dis die wonderlike van die creation, van formalization. Formalisering hier in Bereshit, word die hele formalisering saamgevat.
Die hele formalisering word saamgevat vir my en jou. Ou soos Hendrik wat 'n nuwe besigheid begin. Hy moet daai besigheid blokkie vir blokkie aan mekaar sit. En wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie vir hom nie, want hy kan daai hele besigheid aan mekaar sit met dag vir dag om die creation te emulate, om die creation na te volg. Hy kan gaan van chaos toe orde, want enige iets in hierdie wêreld, julle manne, enige iets in hierdie wêreld begin met uit chaos uit. Begin uit chaos uit. Jou eerste paar jaar van jou huwelik, julle manne wat getroud is, as jy dit nie so gehad het nie, well done. Maar eerste paar jaar van huwelik is omdat 'n mens nie gewoond is om saam te wees nie, te bly elke dag 24 ure 'n dag partykeer saam is nie, dan is dit vormingsjaar. Dis hierdie Bereshit, dis hierdie begin waar die chaos omskep moet word in 'n spesifieke orde wat vir elke huishouding van toepassing is. Elke huishouding het 'n spesifieke orde wat nagevolg moet word en daai orde is waarvoor ons dan gaan lewe. Ek weet 'n ou soos Renay het nou 'n wonderlike nuwe geleentheid wat hy pursue. Daai is eintlik chaos want hy moet nou gaan na hierdie nuwe plek toe, hy moet sy voete vind, hy moet weet wat sy strukture, hy moet in 'n nuwe huis intrek, hy moet nuwe goed doen en dit alles is chaos vir 'n rukkie en dan word die orde geskep. Presies wat creation vir ons leer, né? Presies wat creation vir ons leer. So ek wil afsluit want ons moet 'n bietjie gesels oor hierdie want dit is 'n baie belangrike topik. Hierdie hele ding. Ek is seker almal hier ken 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En kom ek sê vir ons wat daar staan. Shaul, Paulus. En onthou mooi wat het hy gehad toe hy hierdie gesê, toe hy hierdie geskryf het. Hy het net die Tanakh gehad. Ons weet mos wat is die Tanakh. Die Tanakh is die wat vandag bekend staan as die Ou Testament of wat ons noem die Old Covenant. En hy het net die Tanakh gehad tot sy beskikking. Hy het nie geweet sy brief gaan eendag in 'n Bybel vervat word. En hy het die volgende geskryf in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. All scripture is God-breathed and is valuable for teaching the truth, convicting of sin, correcting of fault, and training in right living, so that every person called by God can be fully equipped for every good work. Kyk mooi pas dit in mekaar. Kyk mooi pas dit in Bereshit dat ons voluit geëquip word deur Yeshua. So die prentjie wat ons eintlik hier sien is God Almagtig is groter as enigiets wat ek en jy ooit kan imagine, né? So wanneer daai word, daai lig uit hom uitkom, daai verseker Big Bang en dit moes opgevang geword het want as ek en jy dit suiwer sou ontvang het sou ons ontplof het, né? Ons sou nie eens exist het. En dis opgevang deur Yeshua en nou fraction by fraction, stukkie vir stukkie word dit aan ons gerelease. Want as ek en jy ons hele lewe op een dag moes geweet het vooruit, sou ons dit nie kon hanteer nie. Ons sou nie kon hanteer as ons weet dat daar sekere goed waardeur ons moet gaan in die lewe wat stukkie vir stukkie vir ons die krag gegee word elke dag om dit te hanteer deur die bloed van Yeshua. So ons moet mooi hieroor dink, want elke dag as jy nuwe krag ontvang, elke dag wat die Heilige Gees jou beïnvloed, is deel van die bloed, van die stukkie wat jy van die creation ontvang, wat vir jou geoormerk is met die grondlegging van die aarde, toe Abba Vader jou aan mekaar gewewe. Daar is dit al reeds bestem vir jou en my. En ek dink ons gaan hier stop vandag. Daar's nog baie wat ek wil sê, maar ons sal volgende keer daar aangaan. Maar ek dink in hierdie formalization proses van Bereshit, kom ons stop hier vandag en dan sal ons volgende keer aangaan en dan sal ons gaan kyk wat Abba Vader verder vir ons reveal. Die woord vir creation is natuurlik, ek wil hom net gou neerskryf ook vir ons, is voor ons praat, is Beria.
Ja. Right, so as ons daarna ook gaan kyk, dis die liggaam wat die autoriteit ontvang, wat die covenant volbring word, en dan het ons die eenheid met God om deur die deurgang te gaan na die nuwe toe. Daai waar Alef moenie daar wees nie. Om deur die deurgang te gaan na die nuwe toe wat Vader vir ons bestem. Jy weet, ek het ten spyte van al die dinge wat ek heidaglik mee besig is ek besig met Hebreëse klasse. Besig om te probeer om die Hebreëse taal nog meer en meer te leer. En ons het so klas elke maandag, partykeer is hy elke tweede maandag, maar dis meestal elke maandag in die oggende 10:00. En dis 'n klas waar dit is speak Hebrew. So jy mag niks anders in daai klas praat as Hebreëus nie. Niks. Tian Nel wat dit vir ons aanbied, hy luister nie eens vir jou as jy enigiets anders praat as Hebreëus. So hy forceer jou in daai chaos in, want jy voel partykeer geheel en al overwhelmed, nee, jy voel wat ek kan nie praat nie, wat ek kan nie myself uitdruk nie, wat ek kan myself net in Hebreëus uitdruk as ek moet. So dis chaos en dan begin jy die orde kry, soos wat jy week na week vorder, so begin jy meer en meer jou woordeskat begin uitbrei en so begin jy meer en meer kan sê. So dieselfde met creation, die building blocks wat ons het, wat die woorde is, kry ons elke keer meer en meer woorde, meer en meer building blocks, en ons is besig om die creation te emulate, soos wat Abba Vader dit vir ons doen. So, ek gaan my skerm afsluit, ek wil julle manne sien as ons praat. Ek sien is Jacques, Driekus, Renay en Leon. Right, so enige man wat eerste wil gesels met ons en share bietjie wat vandag vir jou beteken het en wat Abba Vader deur jou vir ons wil leer vandag uit wat hier gebeur. As dit reg is, niks om eers te gaan, want ek moet oor 2 minute, 3 minute ongelukkig ry, dan gaan ek hierdie moet afsit. Bereshit was regtig besonder, hoe dit hardloop en dat dit absoluut dat ek het gister het ons 'n stilte tyd gehou oor en dit het absoluut gegaan oor chaos en hoe Abba Vader orde is. En dat sodra jy buite sy beskerming beweeg, buite sy woord beweeg, dan raak dit chaos. En dit voel absoluut net aan vanmôre is dit dat Abba Vader is orde en hy hardloop in sewe soos wat ook reg gesê het wat nog vir my nog wonderliker is, maar dat alhoewel daar chaos is, moet ons die geloof en die versekering hê en watter ook al is dit jou hele lewe, dat oor die daar bly by hom en daar sal orde geskied deur hom, nie deur jou nie, deur hom. En dit het vir my uitgestaan en die woordjie Bereshit wat die hele van die begin tot die einde alles bevat en ek leer ook so 'n bietjie Hebreëus op 'n woensdagoggend. Dis lekker, nee. Ja, dit is. Dis lekker. Ja, ek geniet dit. Nee, dankie Driekus. Awesome. Ja, ek dink 'n ou voel baie keer wanneer jy in hierdie chaos posisies is, ja, jy voel magteloos baie keer, jy weet, dit is maar so dat ons manne as hoof van ons huis, ons moet altyd sterk wees vir die res van die familie. Jy weet, daar's geen manier wat ek ooit in my lewe vir my vrou sal wys, ek is moeg, of ek is, ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil altyd in beheer wees, jy weet, en dit is baie keer 'n slegte ding. Baie keer is dit goed as hulle ook sien, okay, my man kan ook baie keer 'n bietjie 'n twyfel hê, maar dan gaan jy onmiddellik op jou knieë en jy gaan versterk jouself wees. So ja, dankie dat jy dit gedeel het, Driekus. Dis waarvoor ons hier is. En al is ons net 4 manne op Wake Up Haggai op 'n woensdagoggend. Vader het vir my gesê, hierdie jaar gaan ons as 'n klein groepie begin, maar ons gaan en dis nogal great dat ek wys vir julle vanoggend toe ek die pak kaartjies trek, val hierdie ene weer uit en hy val kort uit en is Isaiah 60 verse 22 en hy sê the smallest will become will become 1,000, the weakest will become a great nation. Yutei Vave, when the right time comes, will quickly bring it about. Jesaja 60 vers 22.
So dis wat hier gaan gebeur, dis wat Vader vir my wys gaan hier gebeur. So ons moet vrymoedigheid hê om met mekaar te praat, want ons is eintlik mekaar se disippels in hierdie geval. Disippels beteken ons leer by mekaar. Dis nie een wat daar bo is en hy vertel vir die ander wat gebeur nie. Ons leer by mekaar, net soos wat Johannes en Petrus en al die manne by mekaar geleer het, Kefa en Johannes by mekaar geleer het. So dankie Driekus, ons waardeer jou inset. Jacques of Renay, wie's volgende? Ek sal volgende gaan. Ek dink Dankie Jacques. vir my is Bereshit dis die begin en die einde, maar dis 'n ongemaklike proses man. Dit is nie altyd 'n lekker proses nie. As jy deur daai prism gaan, daai klank waar jy moet gaan van chaos na orde toe, is dit partykeer 'n ongemaklike ding. En jy weet mos sekere boublokke wat jy in plek moet sit. En dis nie altyd 'n lekker plek om in te wees nie, want dit is ongemaklik. Soos wat sê, jy word gekonfronteer, jy word in 'n situasie ingegooi waar jy sukkel om jouself uit te druk want jy kan nog nie lekker loop nie, maar nou moet jy jouself kan uitdruk. So dit is goed as 'n mens jouself dan omring met mense wat ook saam met jou deur daai proses gaan. Waarin jy die orde moet sit, of dit in jou besigheid is of dit in jou gesin is, waar ook al dit mag wees. Dis goed om mekaar te bemoedig wanneer jy deur die spoed van wit lig deur jy so gaan, maar mens moet met jouself eerlik wees om te weet, dit is partykeer pynvol, dit is partykeer seer, en partykeer moet jy vir goed nee sê of ja sê of wat ook al. En partykeer moet jy daai tyd insit om seker te maak jy daai boublokke in plek het, maar ja, dit is goed om mekaar te bemoedig wanneer mense deur hierdie proses van Bereshit gaan. Nee, dankie Jacques, dis nogal 'n nice angle om dit te sien, is dat 'n ou daai boublokke aan mekaar moet sit. Ja, dis amper soos 'n huisbou net van scratch af, van die fondasie af. En elke dag begin eintlik so. Elke dag is 'n nuwe huis wat 'n ou eintlik bou. So nee, baie dankie, baie valuable wat jy met ons gedeel het. Ek waardeer dit en lekker bou daar by die bank vandag, hoor. Lekker huisbou. Renay, wat sê jy? Môre. Leon, sorry. Ja, 100. Hoe gaan dit met jou? Ja, goed. Hardloop net rond. Ja, ek kan dink. Ek het net sien in my leefarea, nie in my slaapkas. Ek hardloop dus nie toe met my foon. Okay, great. Sorry, ja, as jy vinnig met ons kan deel, gaan ons klaar maak. Ja, is eintlik baie snaaks, want gisteraan toe ek met iemand gepraat het en hulle het vir my genoem soos hulle dag was chaos. En toe ek eintlik gisteraan is heel nou heilig die roog nou met dit nou vanoggend en dan gisteraan so en toe noem ek sommer toe die Here vir my die prentjie gegee toe Jesus op die boot was, toe die storm om ons is en dat hy die rowwe see, die chaos stil maak en dit is so dit het my vir my net groot uitgestaan vanoggend ook, dat ons heeltyd ons oë op Yeshua moet hou en dat hy die ene wat ons al is ons hoe besig en ek praat soms toe ek weet met my as dinge en dis die taktiek van die vyand, hy maak ons so besig en ons hou nie ons oë op Yeshua nie, dan hardloop en dan paniek dit en dit kom dan daar en een of ander tyd dan sê soos ek weet nie waar nie, wat nou, en ek het meer en meer, ek dink dis my gebed van laas jaar af, dat in daai tyd al kom jy vyand om dinge so besig te raak, dat ek net 2 minute, 5 minute sal vat en sê, Yeshua, ek hou my oë op jou en jy moet my deur hierdie tyd vat en die storms kalm maak en so dis maar ek wil nie sê toevallig nie, maar dit is crazy hoe gisterand en hoe dit nou met vanoggend intaai. Ag, dankie. Ja, dankie dat jy gedeel het, Renay, en dankie vir jou openlikheid en eerlikheid, want ek meen en amazing, prys Vader en die Ruach HaKodesh vir dit dat jy dit gisterand ervaar het en vandag kom daar 'n woord van bemoediging rondom dit en
eintlik 'n presies die handleiding vir ons van hoe kom ons uit chaos uit, nê? Want uit chaos uit is chaos to order equals Yeshua. Dit is maar net hoe dit is. En ek sê vir julle 3 manne baie dankie vir julle tyd vanoggend. Dankie vir julle insette. Dankie dat julle tyd gemaak het. Abba Vader, jy weet hy het groot waardering vir enige tyd wat ons maak om intiem met hom te wees. Al is hy die skepper van die heelal, het hy ons nog steeds geskep as wesens en verlang hy daarna en lang hy daarna om die Engels te gebruik om intiem met jou en my te verkeer. En daarom is hierdie intimiteit vir hom so belangrik en leer hy ons deur elke intimiteit wat ons saam met hom deurgaan. So mag grace en shalom vandag julle manne sin in full measure wees. Mag Abba Vader julle begin prentjies wys en vir my prentjies wys van hoe ons creation emulate in 'n praktiese forme en soos ons deur hierdie weke gaan dat ons dit in praktiese forme begin ervaar, soos wat ons in ons werksplek is, dat ons dit dan eintlik begin ervaar op 'n praktiese manier en dat ons dit dan met mekaar kan deel van hoe ons creation emulate deur wat Vader ons wys. So mag julle 'n wonderlike dag hê manne.